Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Spreuke 1 vers 27. Nou maar weer na my vingers kyk, en as julle vingers ongeredde mense se verskrikking kom soos 'n onweer, en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, as benoudheid en angs julle oorval, dan wil ek sê in hakies, is daar tans steeds genade. Hierso praat Jaffa en die skrywer van koning Salomo direk met ons in die 21ste eeu. Hy praat met die ongeredde mense. Hy sê as julle ongeredde mense se verskrikking kom soos 'n onweer. Daar's niks, en 'n ruk later is daar onweer. En julle ondergang soos 'n stormwind. En benoudheid en angs julle oorval. Weet dat julle lewe steeds vandag in die tyd van die genade. Ons lewe in die tyd van Openbaring 3 vers 14 tot 22. Dis die genade tydperk. Halleluja. En dis genade op genade op genade. Toe ek 'n jong seun was, het 'n pastoor eendag gepreek, die genade deur staan op net so skreefie oop. En ek sal onthou my pa die pastoor na die diens aangevat en vir hom gesê, jy het die grootste klomp snert gepreek vanmôre. Die deur staan nog net so groot oop as wat hy 2000 jaar terug oopgestaan het. Want Yahshua se, en daai tyd was dit natuurlik die Here Jesus, se belofte van kom almal wat vermoeid en belas is na my toe, en ek sal julle rus gee. So as almal kom, kan nie deur so skreefie ingaan nie, maar die genade deur staan oop. En ek wil vandag sê, dis seker die beste part van 50 jaar terug, ook baie meer, seker 55, 57 jaar gelede, wat my pa dit vir die pastoor gesê het, en ek onthou dit tot vandag toe. En weet jy, hoe groot staan die genade deur oop vandag? Kom ons noem dit 56 jaar later, 57 jaar later. Weet jy hoe groot is daai genade deur? Staan nog net so groot oop. Almal wat honger en dors het, hulle wat geen geld het, jy kom kry verniet, kom eet en drink. Die swartas sou gesê het, mahala, as jy kom mahali, verniet, jy het nie geld nodig nie, kom net. Die uitnodiging vandag is, kom steeds. En hier spreek koning Salomo in wysheid, en sonder dat hy het weet, spreek hy in die 21ste eeuw in. Halleluja. Nou hoor wat sê vers 28. In hierdie toestand waar hulle verskrikking kom soos 'n onweer, en hulle ondergang soos 'n stormwind, en benoudheid en angs hulle oorval, sê vers 28, dan sal hulle na my, dis wysheid, streep Yahshua roep. Dan sal hulle na my is 'n klein m, dit verwys na die wysheid. Maar ek wil sê, streep Yahshua, halleluja, roep. Maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal soek, maar my nie vind nie. Hoekom nie? Want hulle het hulle rug op my gedraai. Hulle wil verkies om met hulle ongoddelikheid te lewe. Die uitnodiging wat ek daar uit in vers 27 ingeskryf het deur te sê, genade, ons is tans in die genade tydperk. Weet jy, ons deel met hoeveel mense, en stel die ouens nie belang om in die tyd Yahshua aan te neem. Wat sê ons ouer is, sal ons te veel dinge om te doen. En dis wat die woord dan sê, dit sal soos 'n verskriklike onweer en 'n stormwind oor hulle kom. Dan sal hulle uitroep, o my God, help, red, help. Hy sê dit, maar hy sal nie antwoord nie. Jahwe ons Elohim sal nie antwoord nie. Hulle sal na hom soek, hom en Yahshua soek. Hulle sal hom nie vind nie. Hoekom? Want die genade deur sal toemaak.